Goeiemôre, dis die 27ste dag van Maart maand in die jaar 2025. Jo, die tyd vlieg net, amper al 'n kwart van die jaar weg, nog net April en dan draai ons Kersfees toe. Nou ja, dis amper tyd dat ons 5 jaar al met mekaar praat. Onthou jy, ons het begin van COVID en is nou amper 5 jaar. Nou ons tel nie meer die dae nie, op 'n stadium moet ek sê, dis dag 143, maar ons is daarby verby. Ons gaan nou maar net aan. Nou ja, interessant, ek het 'n baie interessante deel in die Bybel wat ek met jou wil deel. Ek weet nie of jy dit al gelees het nie, maar ek lees hom vanoggend en dit val my nogal by hoe interessant woorde gebruik kan word en wat die betekenis daarvan is. Nou, lees 'n bietjie saam met my in Lukas 7. In Lukas 7. En hier staan dit die volgende in die ou vertaling. En nadat hy voor die ore van die volk al sy woorde beëindig het. Is dit nie mooi nie? Dat hy voor die ore van die volk al sy woorde klaargemaak het, het hy na Kapernaum toe gegaan en ingegaan. En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was. Hierdie is pragtig. So daar's iemand wat vir 'n dienskneg, vir 'n man gewerk het, dis sy dienskneg. En hy was baie werd. Dis dit nie pragtig nie? Dit beteken, hierdie man was kosbaar, hierdie man was getrou, hierdie man was betyds, hierdie man het meer as sy deel gedoen. So, hierdie man se baas kom nou na Jesus toe. Ek gaan dit weer lees. En die dienskneg van 'n sekere hoofman oor 100, wat vir hom baie werd was, was ongesteld en het op sterwe gelê. So die man wat vir hom gewerk het, was baie siek. En toe hy van Jesus hoor, het hy die ouderlinge van die Jode na hom gestuur, met die versoek dat aan hom dat hy moes kom en sy dienskneg asseblief moet kom gesond maak. Want hierdie man is vir hom baie werd. Ek wonder hoekom was hy vir hom baie werd. Want hy het daai kwaliteite. En toe hy by Jesus kom, het hulle hom dringend gesmeek en gesê, hy is dit werd dat u dit vir hom doen. Hy is dit werd. Hierdie is 'n man van groot waarde. Dis wat hy eintlik sê. Want hy het ons volk lief. Hoor 'n bietjie mooi. Dis een van die eienskappe. Hy het die volk lief en selfs by die sinagoge het hy vir ons gebou. Hierdie man was baie kosbaar. So ons kan nie bekostig om hom te verloor nie. En Jesus het saam met hulle gegaan, maar toe hy nie meer ver van die huise was nie, stuur die hoofman oor 100 vriende en sê vir hom, Here, ag, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u sonder onder my dak moet inkom nie. Here, ek weet, u is nou hierdie geneesheer. Here, ek regtig, hoor 'n bietjie wat sê hierdie man. Hy ag homself min. Daarom het ek ook my nie waardig geag om na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord. Sê maar net 'n woord. En my knegg sal gesond word. Is dit nie mooi nie? Here, u hoef nie self op te dag nie. Sê net 'n woord. Want ek is ook 'n man wat aan gesag onderwerpe is. En ek het soldate onder my. En vir hierdie een kan ek sê, gaan, en hy gaan. En vir die ander een sal ek sê, kom, en hy kom. En vir my dienskneg, doen dit, en hy doen dit. En toe Jesus dit hoor, was hy oor hom verwonderd. Hy was absoluut verbaas. En hy draai na hom en sê vir die skare wat hom volg, ek sê vir julle, selfs in Israel, is daar nie iemand wat so groot geloof soos hierdie man het nie. Verskoning. Hierdie is my baie mooi. In die eerste plek, hierdie man was baie werd. Ek wil vandag vir jou vra, is jy baie werd? Ja, ek sou verseker so sê. Hoeveel werd is jy? Jou waarde word nie bepaal wat mense sê nie. Jou waarde is nie gekoppel aan jou finansies nie, aan jou karre, aan jou huise, aan jou plase, en al die goed nie. Weet jy wat is jou waarde? Ek het vir jou nuus. Jou waarde is wat Jesus Christus op die kruis vir jou betaal is. Alles in die lewe het mos 'n waarde, is dit nie? Alles het 'n waarde. Vat in enige ding, dis dit werd. Daai ding. Jou waarde is die prys wat Jesus betaal het met sy lewe aan die kruis. Nou hierdie ou kom en hy wil nie sy seun verloor nie. Jou Vader sê vanmôre vir jou, ek wil jou ook nie verloor nie. Jy is die moeite werd. Ek wil met jou versoen. Dit is jou waarde. Pragtige storie. So vanmôre wil ek maar net vir jou sê, jou waarde word nie gemeet aan wat ander mense sê, of wat jy sê nie, of wat jy dink nie. Jou waarde word bepaal deur die prys wat op Golgotha vir jou betaal is.
Wat 'n fantastiese storie. Dankie Jesus. Ek loof en prys U naam. Dat ek kosbaar vir U is. Ek is hoog geag. Die Here dink ek is fantasties. Want so lief het God my in die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat ek en jy gered kan word. Fantastiese storie. Kom ek bid vir jou. Here, baie dankie, dat ons vanmôre kan agterkom. U het ons baie lief, en ons is baie werd. Here, ek bid vanmôre vir iemand, wat dalk minderwaardig voel, wat dalk sleg voel. Here, U is baie goed. Here, U het ons waarde bepaal op die kruis, en niks sal dit van ons al wegvat nie. Ek loof en prys U naam. Amen. Mag jy 'n wonderlike geseënde dag hê. Ek het nog 'n paar plekke vir die Paanseënkamp. Jy wat nog gedink het, ja, miskien ook nog 'n borg of 2 as jy wil borg. Ons het 'n paar manne wat gaan. Ek weet nie hoeveel kan jy betaal nie, maar ons gebruik dit regtig ten goeie. Mag jy 'n geseënde dag hê. Weet jou beste lê voor. En weet dat Jesus jou oneindig liefhet. Totsiens, tot 'n volgende keer.